begin vandag met ons nuwe reeks in harmonie. Nou, as julle my enigstens ken, my kop klap nie lekker, hoor. Dit is regtig, dit is 'n genetiese ding, dit is 'n familie ding. Maar vandat ek so groot is musiek in my kop ingeprint. My ma het met my geloop en gesing. En talle male het ek my ma in absolute verleentheid gelos. Hoekom? Want dan gaan kuier ons vir mense. En dan staan daar een van hierdie goed in die huis. Nou dis soos 'n aantrekkingskrag vir my. Of ek nou groot is, klein is, maak nie saak nie. Ek gaan staan by hom. Dis ek. Ek gaan staan by hom. Totdat die tannie van die huis, of die oom, wie ook al my raak sien, maar gemaak dat iemand my raak sien, my wel raak sien. En sy seun, wil jy speel? Ja, oom, asseblief. En dan gesit ek, 'n mat, en daar's altyd dieselfde liedjie. Waarvan het ek klein was, ek het net een liedjie geken, my niggie hulle, kyk, die klavier lesige alles, maar al wat ek kon speel is, dan voel ek soos 'n champion. Kyk of hy tannie daarvan hou het, of nie daarvan hou, ek gee nie om nie, ek kan nou speel. En ek kan nie vir julle sê wat 'n impak het musiek in my lewe gehad het. En terwyl ek bietjie voorberei en ons beplan die diens, praat die Here met my oor 'n woord en dis harmonie. Nou voordat ons lekker in hierdie ding aansak, wil ek net seker maak julle is almal saam met my op die regte bladsy oor wat is harmonie. Kyk, jy hoef nie vreeslik baie musiekkennis te hê nie. Moenie stres, ek gaan nie julle vra om 'n teorietoets te doen nie, want ek het daai goed solidly gedop. Maar harmonie beteken daar is 'n noot en ons het 'n ander noot wat saam met dit gaan. Maar dit klink nie vals nie. Hier is die eerste noot. Harmonie beteken as nog 'n noot of note saam met dit, maar dit klink nie vals nie. Hoor as dit saam klink? Hoor julle? Niks klink vals nie. Niks klink deurmekaar nie. Ons kan ewen ander note bysit. Hoor julle? Klink of dit saam moet werk. En of jy dit nou weet of nie weet, het ewen die Bybel praat van harmonie. Kan ek jou vra om gou saam met my te blaai na Handelinge 1? As jy nie jou Bybel het nie, mag die Here jou vergewe en genadig wees en beskerm tot lengte van dae. Maar ek gaan vir julle vanmôre uit die boodskapvertaling lees. Nou ek het die woorde hier vir die ongelowiges. Is lekker om julle hier te hê. Kom asseblief volgende week weer, hoor. Ons lees vanaf vers 2. Staan daar. Nadat Jesus uit die dood opgestaan het hy oor 'n tyd van 40 dae 'n hele paar keer aan sy apostels verskyn om vir hulle te wys dat hy regtig lewe. Hy het gereeld met hulle oor God se nuwe wêreld gepraat. Een keer, toe hulle almal so saam was, het Jesus vir hulle gesê: "Moenie uit Jerusalem weggaan nie. Bly daar totdat my Vader die belofte wat hy aan julle gemaak het, waar laat word. Vroeër het ek vir julle gesê dat Johannes die Doper julle met water doop, maar dat God julle binnekort met die Heilige Gees gaan doop." Nou ek wil net hê daai sinnetjie, hou net daai sinnetjie in jou gedagtes. Ons gaan verder. Dit is hierdie belofte waarop julle nog so 'n klein rukkie moet wag. Vers 6. 'n ander keer het een van die apostels vir Jesus gevra: "Here, sê asseblief vir ons, gaan die Israel nou weer tot sy vorige glorie herstel, soos in die dae toe ons nog ons eie koning gehad het?" Daarop het Jesus geantwoord: "Dit is vir God om oor hierdie dinge te besluit, nie julle nie. En hierdie gedagte moet jy ook in jou gedagtes hou. Al wat julle hoef te weet, is dat God met sy groot krag in julle lewe sal werk wanneer die Heilige Gees na julle toe kom. Dan gaan julle oor my praat, hier in Jerusalem, maar ook oor Judea en Samaria, ja selfs tot aan die verste uithoeke van die wêreld." En die Here praat met my oor hierdie stukkie, en dit is wat vir my altyd so lekker is van die Bybel. Jy kan 'n gedeelte lees, en dan kan die Here vir jou iets oopbreek. Lees dit oor so 'n paar maande, die Here is so amazing, dan maak hy weer iets los, in hy selfe gedeelte. Hierdie gedeelte kan ons nou almal sê, okay, die Heilige Gees het nou uitgeroep, maar daar's iets van harmonie binnekant. Dink net mooi terug.
Daar was 'n lied wat almal geweet het gaan aarde toe kom. Hierdie lied kom op die aarde en mense glo nie die lied, die mense weet nie van hierdie lied nie, maar soos wat hierdie lied groter word, begin mense te hoor daarvan. Selfs begin hulle saam met hierdie lied te sing. En hulle volg hierdie lied oral waar hy gaan. Daar was selfs mense wat nie eers van hierdie lied gehou het nie, wat nie dit wou saam sing. Maar daar was iets van hierdie lied wat die mense wat saam met dit gesing het, nie gehaat het nie. Hierdie lied moes eers sterf en opstaan. Hoekom? Sodat die mense hierdie lied uit hulle harte uit kon sing en nie net uit die oor nie. Daar's 'n groot verskil as jy 'n lied sing uit jou hart uit en net omdat jy hom ken. Jy's deel van 'n lied. Jy maak uit van 'n harmonie. Daar's die hele tyd hierdie lied besig om te speel. Hoor jy dit? Voel jy dit hier binne? Dis hoekom worship vir my so 'n spesiale plek is, want dadelik as ek begin sing, dan is dit van Here, waar's u lied? Dat ek saam met dit sing. Eerder as om net 'n lied te sing omdat ek hom ken. En hoe baie keer doen ons dit? Hoe baie kerke is nie vol mense wat net sing omdat hulle kan, maar nie sing omdat hulle wil nie. Jesus gaan hemel toe, maar hy berus die mense dat wag, daar's 'n belofte. Ek gaan die Heilige Gees stuur en hy gaan by julle woon. Wat is die Heilige Gees se werk? Om jou te help om die lied van die lewe te hoor. Dis sy werk. Elke dag is hy in jou hart en in jou gedagtes besig om jou te help om daardie lied te hoor. Wat is die lied? Dis jou verhouding met Jesus. Dis die lied. En nou vanmôre wil ek jou net vra, hoor jy dit? Kyk net bietjie anders te na hierdie prentjie wat ons al vir soveel jare hoor. Kyk deur musiek na dit toe. Nou vir die jonges gaan hierdie nou absoluut horribaal klink. Maar jare terug, regtig jare terug, was daar 'n oom. My ma het die oom gelaf vir een of ander rede, maar sy naam was Guy Korsten. Goed dan. My broek is heeltemal te klein om by die note uit te kom waar daai man kon uitkom. Maar daai man het 'n lied gesing wat ek dink soveel min mense besef het. Wat het hy regtig gesing? Hy gaan so. Sing vir my 'n lied van die lewe, sing met my van jonk en oud. Die lewe gee soveel mooier dae, maar dikwels gaan dit so gou verby. Sing met my 'n lied van die lewe, sing met my van jonk en oud. Die lewe gee soveel mooier dae, maar dikwels gaan dit so gou verby. Maar dikwels gaan dit so gou verby. Onthou julle daai lied? Ek raak nou aan hartsnare, julle mag nie nou huil nie, hoor. Maar weet julle, die oom het in daardie lied iets vasgevang wat ek dink ons mis. Daar's 'n lied in hierdie lewe. En hy nooi jou uit, sing met my hierdie lied. Van jonk en oud. Sing met my oor hierdie dae wat baie keer so vinnig verbygaan. Julle al ooit by 'n graf gestaan en dan staan julle daar en dan skou julle hierdie persoon, sê hierdie lied het so vinnig verbygegaan. Dit voel hierdie lied moet nog aangaan. Daar moet nog musiek uit hierdie hart uitkom. En hierdie man skryf 'n lied. Sing met my 'n lied van hierdie lewe. Jy hoef geen musiekkennis te hê nie. Ek is fanaties oor daai klavier. Maar enige iemand, ek wil net vir jou vir 'n oomblik vra, maak jou hart rustig en kyk of jy die lied kan hoor. Dit speel. Ek het eendag 'n DVD gekyk en dit het my oë oopgemaak.
Die ou gaan en hy neem klanke oor. Die hele wêreld neem hy op. En weet julle wat? Daar's die heeltyd musiek en ritme daar buitekant. Die heeltyd. Gaan luister, het jy al ooit net in jou tuin gestaan en gehoor hoe waai die wind? Jy al die klanke gehoor? Jy al gehoor as jy jou kar start, party karre klink net baie beter. As hulle so kyk, alles hier binnekant my, dis verskriklik, ek love dit. Nee? Maar alles het 'n klank, alles het 'n noot. Al gaan stap jy in die mall rond. Luister net. Dan hoor jy hoe praat die mense, jy hoor hoe stap hulle. Daar's 'n lied in hierdie lewe. Jy's deel van dit. Jy maak deel van die harmonie. Terwyl ons so op films is. Ek is 'n vreeslike groot film fan. As jy my wil treat, vat my movie toe. Koop vir my popcorn, maak seker jy koop 'n large cream soda. Ek soek nie daai klein goed nie, hoor. Koop vir my 'n large cream soda. En as jy my wil treat, dan gooi jy Astros in. Yes. Dis lekker. Dan gaan kyk ek daai film, ek's fanaties, jy hoef nie eers met my te praat, jy los my net, ek sal kyk. En die eendag toe kyk ek 'n film. Die film se naam is As It Is in Heaven. En dis nie 'n Engelse fliekkie, dis een van hierdie funky tale en hulle het subtitles op die heeltyd. Maar dit gaan oor hierdie ou, sy naam is Daniel. En hy is hierdie instructor, is die Engelse woord daarvoor, is die ou wat daarvoor staan met die stokkies. Conductor, instructor is dieselfde ding. Toe, sy hele lewe lank, wou hy graag musiek maak wat mense voel. As jy na sy musiek gaan luister, dan gaan jy hoor, daar's iets wat hier in jou hart begin losmaak as daai man daar voor staan en sy stokkie swaai. Want hy wil hê, jy moet die kuns leer om musiek te voel. En soos wat die lewe gaan, ontwikkel hy 'n siekte, en hy's besig met hierdie vreeslike konsert, en op die hoogtepunt van sy musiek, val hy flou neer. Sy neus begin bloei, vat hom na hospitaal toe, en die hospitaal sê vir hom, jy is siek, jy het net 'n rukkie om te lewe, maak die meeste daarvan as wat jy kan. En Daniel besluit, hy gaan na sy tuisdorp toe, en hy wil niks met musiek te doen nie. Niks, hy wil net stilte, hy wil net wees en asemhaal. Want jy sien, sy musiek het hom so gedreineer, want hy het so hard probeer dat mense die musiek moet voel, maar hy het nie noodwendig nie. Kom in sy dorp aan en hy is net daar, maar soos wat enige klein dorpie is, gaan iemand op die einde uitvind, jy's daar. En hulle vind uit Daniel is daar, en die dominee van die kerk kom na hom toe, en hy sê vir hom, Daniel, wil jy nie asseblief net ons koor kom help hê? Daniel sê eers, nee, wag, wou eers 'n bietjie, ek wil nie, ek rus nou. En op die einde, gaan Daniel na die koor toe, en die klanke was horrible, verskriklik, hy kon nie glo, dat paar mense sulke vals klanke kan saammaak nie. Maar hy spandeer ure en nagte en weke daaraan, aan twee goed. Eerstens om hulle musiekkennis te leer, en die ander een is, hoor hierdie mooi, elkeen van ons het 'n klank. As ek jou nou vra om te sing, net een noot, baie van julle gaan absoluut skaam wees, en party gaan met confidence hier staan, borsies uitstoot sing, maar elkeen het 'n klank. Elkeen klink verskillend. Dit is wat vir my so lekker is. Dan kry ek mense soos hierdie wat hier voor staan, elkeen se klank is anderste, maar jy gehoor hoe klink dit as dit saam is. Dis mooi, dis musiek. En hy gaan skryf musiek. En dan vat hy hulle foto's, dan sê hy, maar ek het hierdie spesifieke klank hier nodig, en hierdie ou maak so tipe klank, so ek so kom hier, en hy maak hierdie musiekstuk, der alle musiekstukke. Net deur hulle klanke te gebruik. En soos enige fliek, moet iemand iewers die liefde vind. En arme Daniel vind deur 'n vreeslike lang pad sy liefde, en hulle gaan na hierdie groot koorkompetisie toe. Daniel gaan na sy liefde toe voor die tyd toe, maar hy huil, en hy sê vir haar hoe lief is hy vir haar, en hy besef dit nou eers. Nou dan gebeur dat daai PG scene wat jy jou kinders se oë moet toemaak,
En dan besluit toe besef Daniel, hoorie maar ek is laat vir hierdie kompetisie, ek moet ry. Klim op sy fiets, maar die man is so opgewonde, hy was vir jare single. Gery met sy fiets daar in die strate rond, sing, gaan te kere, vergeet dat hy siek is, vergeet dat sy liggaam dit nie kan vat nie. Hy kom by die auditorium aan waar hulle moet sing. Daniel sy een droom was, kan mense musiek voel uit hulle harte uit. En hy stap daarin, vreeslik siek, begin bloei, en die koor begin sing. En ek gaan vir julle nou 'n deel van die video wys. Hoor die klanke. Moenie nou te Here, al die lof en alle ere kom na U toe, Here. Here, dankie dat ons vanmôre opnuut weer bewus gemaak is van die lied van die lewe. Here, dankie vir die bloed en dankie vir die liggaam wat gebreek het as gevolg van ons, Here. Here, ek dink die woorde kan beskryf hoe dankbaar ons is daarvoor, Here. Here, maar vanmôre bid ek 'n spesiale seën oor elke liewe een. Here, ek bid dat hulle die harmonie van U lied sal hoor, Here. Ek bid dat die lied van die lewe deur hulle getuienis sal sing, Here. En ek bid maar goedheid en guns, Here, elkeen volg, elke dag van sy lewe, Here, of dit nou by die huis is, of dit by die werk is, Here, of dit net in die strate is, Here, maar goedheid en guns, ons volg. Here, dankie vir die wonderlike blessing, om tyd saam met U te spandeer vanmôre. Here, mag ons met hierdie woord hardloop, Here, mag ons hierdie woord deel maak van ons lewens, in Jesus se wonderlike naam. Amen. Gemeente, ek gaan gou die sitplekke inneem.